Onse wonderlike God, ons Vader in die hemel, U wat geen begin en geen einde het nie, U wat is en wat was en wat kom. Ons kom buig voor U vanmôre. U wat ons gemaak het, U wat vir ons 'n plan gemaak het, sodat ons vir altyd kan lewe. Dankie vir daardie wonderlike plan wat U uitgevoer het, al was dit met pyn en met lyding. Deur die Seun Jesus Christus wat gesterf het, maar wat ook opgestaan het. Dankie Here Jesus dat U vir ons opgevaar het hemel toe. Ons sou U graag nog hier op aarde wou gehad het, maar U het opgevaar hemel toe vir ons 'n plek gereed te gaan maak, sodat U ook weer sal kom. En ons na U toe sal neem, sodat ons kan wees waar U is. En dankie dat U ons nie as weeskinders agtergelaat het nie. Dat U vir ons die Gees gestuur het. Die Gees dat U gekom het, uitgestort op die aarde. En dat U in elkeen wat glo, sy lewens ingekom het. En dat U vir ons ook wil lei, dat U ook ons passie vir U koninkryk ook in hierdie week wil versterk en vernuut. Dankie dat ons U woord het, dat vir ons riglyn vir ons lewe kan wees, 'n lamp vir ons voet, 'n lig op ons pad. Maak dit ook vir ons, soos Psalm 119 sê, 'n lied in ons lewe hier op aarde. Dankie vir elke persoon wat opgekom het vanmôre. U ken elkeen se omstandighede uniek. Nie een van ons is vanoggend dieselfde hier nie. U ken ons elkeen op 'n unieke manier. U weet wat ons nodig het en daarom bid ons dat U vir ons sal gee dit wat U behaag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou die twee skrifgedeeltes, kyk 'n bietjie of jy kan agterkom hoe verskil die trant, alhoewel dit oor dieselfde saak gaan. Eers lees ons dan Johannes 3, vers 1 tot 21. Nou, as ons nou dink aan die woord fariseer, het ons gewoonlik klare negatiewe konnotasie. Maar hier kom 'n fariseer na Jesus toe. Miskien wil ek nou eers vir jou vra, ons ken nou almal Johannes 3 vers 16 baie goed, een van die tekste wat almal van ons ken. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vir wie het Jesus dit gesê? Moet iemand waag, vir wie het Jesus dit gesê? Nikodemus. Mooi. Dink ek baie mense sal dit dalk nie kon antwoord nie. Ons ken daai teks so goed. Dit is belangrik dat ons die teks ken. Belangriker is om te weet vir wie dit gesê het. Maar ja, het vir Nikodemus het gesê vir 'n fariseer. Het jy geweet? Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Wie Jesus laat gevange neem op die ou end. Hy was een van hulle. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al so 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees." Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel?"
Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. En dan lees ons ook Handelinge hoofstuk 2, die eerste 13 verse. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onthou, hulle was vir die Ou-testamentiese Pinksterfees, wat 'n oesfees was daar. Soos wat hulle met Jesus se gevangeneming vir die Paasfees in Jerusalem was, en toe verander Jesus daai fees, en dit word die nagmaal. Hier word die Pinksterfees nuut gevul. Hulle was vir die Pinksterfees daar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees het hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Nou hierdie was anders as die tale van Korintiërs, wat ongewone klanke was. Hierdie was bekende tale, maar as jy daai dag, sê maar, Afrikaans sprekende in Jerusalem was, en iemand praat Spaans, het dit veel geklink soos Afrikaans. Dit is eintlik 'n hoorwonder wat plaasgevind het. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Soos ek gesê het, dis nou vandag moderne taal, maar Spanjaarde het gevoel hulle praat in eie taal, en die Afrikaans sprekendes, alhoewel daai taal nog nie daar was nie. Elkeen is eintlik 'n wonderlike ding. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretenses en Arabiere, ons hoor almal in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle almal was verbaas en het die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Soos ons altyd weet, daar is altyd wat die negatiewe ook, maar party het gesê, hulle is dronk. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Ons teks, Handelinge 2, vers 2, en Johannes 3, vers 8. Handelinge 2, vers 2, skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Johannes 3 vers 8, praat ook van 'n wind. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou langs die Oranje rivier, wat ons deesdae die Gariep rivier noem, daar tussen die wingerde, en onder die skroeiende Noordwes-Kaaplandse son, hoor 'n mens 'n geweldige gerammel. Die Eufrates waterval. En die Khoi en die San het dit so genoem, beteken in Afrikaans
die plek van die groot geraas. So tyd gelede, toe die Oranje rivier gereed weer in vloed was, het ek weer so 'n paar video's gekyk van hoe dit daar lyk. Op 'n stadium het ek amper bang geraak vir die ou wat die video neem. Hy staan op 'n platform en jy sien net hierdie verskriklike watermassa so voor hom. Ek weet nie wie van julle was al daar gewees nie. Ek hoop dit sal nog eendag my voorreg wees. Die wat al daar was, sê daar's min toeriste aantreklikhede wat 'n groter ervaring bied as jy's dit. Die oorverdowende gerammel van die rollende watermassa wat oor die kraanse die dieptes aftuimel, kan baie ver gehoor word. Mense wat al daar was het vir gesê, as jy in die aand in jou bed lê, dan hoor jy nog steeds daai geruis hier in jou ore. Maar gaan net so 20 kilometer laer af in die Oranje rivier. Jy gaan staan daar op die oewer. Min kan 'n mens glo dat dit dieselfde rivier is wat verby jou vloei. Rustig en stil kalwe die rivier vir hom 'n pad so deur daardie bedding en deur die vallei. Dis dieselfde rivier, dieselfde water, maar sy gang het rustig geword. En tog as 'n mens op daardie oomblik onder die water sou kon insien, sou jy verbaas staan oor hoe hierdie oënskynlik kalm waters groot rotsblokke meesleer, asof dit albastus is. Op Pinksterdag in Jerusalem, so vertel Lukas vir ons hier in Handelinge 2, wat eintlik die tweede volume is van sy evangelie, het 'n geweldige geluid van bo af, uit die hemel uit, die wêreld getref. God het vir altyd tussen mense en onder mense kom woon. In die Ou Testament, van tyd tot tyd, het die Heilige Gees besit geneem van 'n persoon. Die Heilige Gees was betrokke. Hier op 'n spesiale manier het die Heilige Gees onder mense kom woon. Ja, die Heilige Gees is uitgestort 10 dae nadat Jesus Christus hemel toe gevaar het. En terwyl die volgelinge van die Here Jesus eendragtig by mekaar was, het hulle skielik uit die hemel uit die geluid van 'n geweldige stormwind gehoor. Dit het die hele vergaderplek waar hulle gesit het gevul. Ook ander wonders het plaasgevind op daardie dag. Ons het gepraat van die hoorwonder. As jy nou verder ook kyk wat gebeur het in daai tyd, genesings en alles wat plaasgevind het. Hulle is vervul met die Heilige Gees wat Jesus Christus kort tevore aan hulle beloof het. Voorwaar 'n dag wat Jerusalem en die wêreld nooit sal kan vergeet nie. Hierdie geweldige stormwind wat almal kon hoor, 4 tonge en alles daarmee saam. Maar bykans 2000 jaar het sedertdien verbygegaan. Waar is die Heilige Gees vandag? Waar is daardie geweldige geluid vanmôre? Waar is die buitengewone gawes wat so deel was van daardie tyd, soos die wondergenesing? Wat het geword van die geesvervulde gesindheid wat daar geheers het? As jy ook verder in Handelinge 2 lees, tussen die gelowiges wat alles met mekaar gedeel het en eendragtig by die tempel by mekaar gekom het en wat so opgetree het dat die Here die ongelowiges daardeur laat aantrek het, sodat ons lees, as elke dag mense by die gemeente gevoeg. Ons weet waar Jesus Christus is. Hy het opgevaar hemel toe, gelukkig is hy in sy alomteenwoordigheid, sê die belydenisskrifte vir ons nog steeds hier in ons midde. Maar waar is die Heilige Gees? Ons hoor hom dan nie meer so duidelik nie. Is hy nog in hierdie wêreld met al sy liefdeloosheid en ander konflik? Geliefdes, die Heilige Gees is hier. So werk hy in stilte, soos die stilvloeiende Oranje rivier, wat daaronder in die dieptes groot rotsblokke meesleer.
feitelik onhoorbaar, vloei hy deur die bedding van sy kerk, terwyl hy daagliks kalwe aan die klipharde oewers van mense se harte. Soos die wind werk hy. In die nag van Nikodemus se lewe het die Here vir hom gesê, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waar hy vandaan kom of waar hy gaan nie, so is elkeen wat deur God gebore word. Kom ons kyk wat sê Johannes 3 vir jou en vir my vanmôre oor die belewenis van die Heilige Gees, soos wat dit na vore gekom het in die lewe van Nikodemus. 3 gedagtes wat ek wil onderstreep vanmôre uit ons teks. Nikodemus het in die geraas die lewensvraag gevra, maar hy het in die stilte die lewensantwoord gevind. Het jy die kontras agtergekom tussen Handelinge 2, die geweldige geluid, en Johannes 3, die stilte. Nikodemus het in die geraas die lewensvraag gevra, maar hy het in die stilte die lewensantwoord gevind. Lyk my, Nikodemus was baie lief daarvoor om vrae te vra. Amper soos 'n klein kindjie. Kindjie kan begin praat en begin vra, dan vra hulle mos, wat is dit? Antwoord jy vir hulle, en dan vra hulle naderhand, hoekom? En al het julle hoe mooi geantwoord, dan vra hulle maar hoekom? Dit hou net eenvoudig nie op nie. Net in hierdie kort gedeelte het ons al klaar 3 van sy vrae ook gekry. Daarin vers 1 lees ons, daar was 'n man met die naam Nikodemus, uit in die party van die Fariseërs behoort, was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat jy 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Hy was deel van die Joodse raad en van die Fariseërs, en hierdie 2 instansies was juis bekend daarvoor, vir die welluidende manier hoe hulle daar in die tempel oor allerhande godsdienstige vrae aarde gekloof het. Nikodemus was deel van hulle. En tog kon sy raserige kollegas, wat veral voorgegee dat 'n mens deur die wet van God te gehoorsaam die ewige lewe kan kry, nooit die diepste vraag in hulle kollegas se hart, ja, sy Joodse hart, naamlik die vraag na die ewige bestemming, bevredig nie beantwoord nie. Immers, wat uit die mens gebore word, is mens. Maar terwyl Nikodemus daagliks besig was, daar in die tempel met allerhande toesvrae, was die Heilige Gees al hoeka besig met hom. Al was hy kwaadlik daarvan bewus. Hy het Nikodemus stilweg laat besef, dat daar iets is wat hy nog altyd misgeloop het. Let wel, al was hy godsdienstig. Dis baie keer die risiko, jy kan op die kerkraad wees, jy kan 'n dominee wees, jy kan al lank 'n kerklidmaat wees, tog besef jy nie, dat jy eintlik die kern van alles mis nie. Hierdie leemte in sy hart, het vir Nikodemus een nag op 'n wandeling laat gaan. En daar in Jerusalem se strate, terwyl die kersse seker al uitgeblus was, en jy nog net die parrytjies, die krieke kon hoor, het hy by iemand uitgekom wat nie net vir hom die antwoord kon gee nie, wat ook vir hom die antwoord was. Jesus het vir hom gesê dat hy op geen ander manier, onthou hy is 'n Jood, en hy dink deur die wette na te kom, en nog soos die Fariseërs, nog 700 wette by die 10 gebooie te voeg, kan jy in die hemel kom. Niemand kan op daardie manier die ewige lewe beerwe nie. Die enigste manier is om deur die onsigbare en stille werking van die Gees nuut gemaak te word, sodat jy kan glo in die enigste Seun van God. Hoe moeilik dit ook al is vir iemand wat gewoond is om slegs te glo in daardie dinge wat gesien en beredeneer kan word. Dalk is jy ook iemand wat lief is vir opwinding, ook in jou kerklike belewing. En dink jy soos baie mense dat die Heilige Gees net werk daar waar hy duidelik gehoor en gesien kan word.
Aan die 1990 het ons die Toronto Blessing gekry, wat daar in Kanada begin het en oor die wêreld versprei het. Ook weer gebeurtenisse wat baie gehoor kon word. Daar het baie snaakse dinge gebeur. Mense het gelag in die gees en geval in die gees. Dit is asof die Pinkstergebeure herhaal is. Uiteindelik het dit duidelik geword dat dit nie die waarheid was nie. Stel jouself in hierdie week ook in die stille atmosfeer van hierdie kerk vir die werking van die Heilige Gees. Onthou, God gebruik baie selde was sy geklank. Hy doen sy grote werk meestal in die stilte. Dat my dink daaraan in die geskiedenis van Elia, 1 Konings 19, vanaf vers 8 tot 18 wil ek graag lees. Elia het mos die offers gebring, hy en die Baalprofete het gesê, hulle God is God, toe sê, maar kom ons kyk 'n bietjie, wie sal die offers aan die brand steek, en toe het God uit die hemel uit Elia se offer aan die brand gesteek. Selfs al was daar water opgegooi. En toe het selfs die Baalpriesters gesê, die Here is God, maar daarna wou Isebel hom doodmaak, en het onder die besembos ingeklim, hy was baie te neergedruk, want hy was net goed vir die Here, en nou kry hy swaar, toe die Here vir hom gevoed. Toe hy opkyk, onder die besembos sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Dis die suide tot aan die suidekant van Israel. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring, toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Ek het dan vir jou hierdie hoogtepunt gewys, deur met vuur in die hemel uit te antwoord, dat die Baalpriesters selfs gaan sê, jou Here is God. Maar nou is hy onder die besembos. Hy antwoord hom toe, ek het met my hart en siel dit gewy aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek, die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. Hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit. Ek gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. En hoor nou hier. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy met sy gesig met 'n mantel toegedraai en by die bek van die grot gaan staan. Na al daardie geweldige geluide, waarin God nie was nie. Na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En daar was die Here. Daar in die stilte werk God baie keer. Tweede saak wat ek wil aksentueer. Hy het 'n wonder kom soek. Daai nag. Hy het genade gevind. Jy sal altyd kyk na die konteks waarin 'n hoofstuk staan. Voor Johannes 3 lees ons in Johannes 2. Want die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, toe hy water in wyn verander het by Kana in Galilea. Toe was die mense vervoering. Dis blykbaar die grootste rede waarom Nikodemus aanvanklik na Jesus toe gekom het. Ons lees daar in vers 2, want hy praat van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Met ander woorde, hy was nuuskierig, maar deur die stille werking van die Heilige Gees was hy ook soekend. Jy ken mos die verskil tussen wedergeboorte en bekering. As jy dit dalk nie geweet het nie, kom ek sê dit vir jou net eenvoudig. Wedergeboorte, en baie mense dink dit is sinonieme, nie dieselfde nie. Wedergeboorte is wanneer God in die stilte van jou lewe begin om jou voor te berei.
soos wat hy besig was met Nikodemus, om hom gereed te maak, om die Here aan te neem. Bekering is wanneer jy dan deur die Here se genade omdraai op jou pad. Die een woord in Grieks vir bekering is omdraai op die pad, die ander een beteken verandering van jou denke. Dis die begin. Die Here was besig met die wedergeboorte alreeds hier by hom. Hy het 'n wonderwerk gesoek. Hy was nuuskierig, maar die Here het vir hom iets beters gegee. Hy het 'n wonderwerk gevind, maar iets anders as water wat in wyn verander, of klippe wat brood word. Die wonderwerk van God se liefde en genade. Daarom gebruik Jesus juist teenoor Nikodemus Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie elkeen wat die wet nakom nie dat dit onbelangrik is nie, elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dalk het daai wonderwerk ook al in jou lewe plaasgevind. Besef net opnuut vandag, dis 'n wonderwerk van God se genade. Want jy kon 'n ander pad geloop het, jy kon vanmôre ver van die kerk af gewees het. Niks met God te doen gehad het nie. Nie die wet nie, nie 'n asemrowende wonderwerk nie, maar die genade en die liefde van God is hierdie dag gebring vir 'n fariseer Nikodemus. Jy wat miskien sukkel om te glo, omdat jy nog nie gesien het hoe dat 'n dooie opstaan, of 'n lam persoon skielik kan begin loop nie. Jy wat miskien op 'n afstand van die kerk af leef, omdat daar sekere geskiedenis, wetenskap, vrae is wat jy nog nie kan antwoord nie. Daar's miskien nog nie bewyse dat Jesus opgestaan het nie. Natuurlik in die Bybel is daar baie bewyse, maar die buitekerklike sal sê, maar dit is deur mense geskryf. Jy wat miskien ver van die Here af leef, omdat daar goed in jou lewe gebeur het, wat nie vir jou in lyn staan, met wat jy glo God se liefde vir jou behoort te doen nie. Hou op om te wag vir God se wonders. Hou op om aan te dring op antwoorde oor alles in jou lewe. Ons ken in elk geval ten dele. Begin gryp na God se liefde. Maar daar was ook 'n ander wonderwerk betrokke. Want die wedergeboorte is in elk geval 'n wonderwerk wat 'n mens nie kan verstaan nie. Hoor maar net hoe hy ook daarmee geworstel. Jesus sê vir hom, vers 3, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het hom geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore word. Die Griekse woord wat hier gebruik word, wat anothen gebore word. Dit beteken wat van bo af gebore word. Die gees van God is nog steeds besig. 2000 jaar na die gebeurtenis in Handelinge 2 om mense van bo af gebore te laat word. Dalk is hy met jou besig. Dalk is hy besig met iemand wat jy ken en vir wie jy bid. Iemand wat miskien ook 'n godsdienstige mens is, maar wat nog nie regtig na die lig toe gekom het nie. Derde gedagte, hy het gedink dat hy op daardie oomblik in die donker na Jesus toe gekom het. Hy het ontdek dat Jesus reeds lankal met die lig op pad was na hom.
Daar vers 2. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wonderwerke doen wat u doen as God nie by hom is nie. Hoekom het hy die nag na Jesus toe gekom? Hy was waarskynlik bang. Wat gaan sy kollegas sê? Sy kollegas wat Jesus wou doodmaak. Wat hierdie evangelie van jy kan nie deur wetsgehoorsaamheid in die hemel kom nie, want as jy een van die gebooie oortree, Jakobus 2 vers 10, is jy skuldig aan al die gebooie en die loon van die sonde is die dood. Hy was natuurlik skaam. Hulle is hom as 'n verraaier beskou het. Hy kom tog na Jesus toe want deur die Gees is daar 'n sterker krag in sy lewe werksaam wat hom nader getrek het. En dan lees ons in vers 19. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Ons lees nie om dowe neute daar in die begin van die Johannes Evangelie juist die volgende woorde rondom die lig nie. Johannes 1 vers 6 tot 19. Wanneer dit ook lees, die Johannes Evangelie begin vir my op so 'n besondere mooi manier. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te hê, dis Johannes die Doper. Hy moes van die lig getuig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig, wat elke lig wens verlig, was aankom na die wêreld. Die meeste godsdienste in die wêreld, daar's baie van hulle, het een ding in gemeen. Die mens soek op een of ander manier na hulle God. Party mense doen dit deur meditasie. Dink maar aan die boeddhiste en die hindoes. Ander doen dit deur selfkastyding. Hoe meer bloed hulle kan laat, deur hulle self te sny, seer te maak, hoe makliker dink hulle sal God, natuurlik hulle God met hulle tevrede wees. Die Christendom is uniek. Die Christendom is presies die teenoorgestelde. God kom soek na ons. God soek na ons, soos wat die Here ook gaan soek het na Nikodemus. Uit die hoogste hemel het hy sy seun gestuur om die verlore penning te gaan optel. Die verlore skaap te gaan haal. En die verlore seun te omhels. En dalk is dit jy in hierdie week. Ons dink so dikwels soos Nikodemus dat ons na God toe kom. Dat ons nou vanmôre kerk toe gekom het met ons motors. Maar eintlik is die waarheid, jy's hier omdat God deur sy liefde op een of ander manier jou na hom toe getrek het. En hier ontdek ons dikwels in die duistere oomblikke van ons lewens, maar deur die stille en die kragtige werking van die Heilige Gees, dat die Seun van God met die lig van die wêreld, vanweë die oneindige liefde van die Hemelse Vader vir jou en vir my wil ontmoet. Ek kan ook hiervan getuig. Jare terug, toe ek in standaard 6 was, 27 Februarie 1974. Ek was daar in 'n nuwe skool gewees, daar in die Vrystaat, Kroonstad. Want in daai skool was nie net rugby nie, ek was baie lief vir rugby, maar ook cricket. En ons ou klein skooltjie waar ek vandaan kom, Steynsrus, CP, het ook naby daai plek groot geword. Het nou nie cricket gehad nie. Ek het maar saam met my buurman het altyd gesê, my ingenieurs op die plaas cricket gespeel. Die jongste enetjie was 2 jaar oud. Hy was die backstop, as die bal by die paaltjie wagter wat 'n sinkplaat was verbygegaan het, en toe maar daar gaan optel. In elk geval, ek was daar in Kroonstad. Maar daar was 'n matriekou wat my verskriklik geboelie het. Ek was standaard 6. So erg dat ek in die aand probeer het om nie aan die slaap te raak nie, want as ek ten minste die nag kan deur wakker bly, dan is môre daar 'n bietjie verder. Maar afgesien daarvan, Woensdaagmiddag het ons 'n bietjie oop gehad. Die ander dae was dit nou sportoefening en want ek kon nie wag dat die studietyd klaar is nie. Dan wil ek en my maats bietjie gaan
balskop op die rugbyveld. Nou is daar 'n ouetjie wat na my toe kom en sê, maar jong, daar CSV by die skool. 3:30 vanmiddag. Sê vir net, ek wil 'n bietjie gaan rugby speel. Daar was niks fout met my geestelike lewe in daai sin van, ek was al voor skool, het ek in die dominee se seentjie het saam met die sub A's, graad 1 van, wat ons nou daai tyd sub A genoem het, al sonnaarskool gedoen. Ek was lief vir die Here. As ou hier in die tienerjare begin ingaan, dan is daar ook maar 'n nuwe fase van die Here se betrokkenheid in jou lewe nodig. En ek sê toe vanmiddag, baie dankie, maar ek gaan 'n bietjie balskop. En toe die volgende week, toe vra hy my weer. Toe dog ek, ek kan nou nie die ou in die gesig vat nie, ek sal maar vanmiddag die rugby los, en ek sal CSV toe gaan, dis daarom net 'n uur. En daardie dag, onthou my konteks van boelie, wat ek ook nog maar moes deurgaan, in die skoolsaal, ek weet nie eens wat die dominee die dag gesê het, ek weet glad nie, maar daar in die stilte, het daar net iets vir my gebeur. Ek het nooit op skoolterrein gehuil nie, ek het gesê, nee, ek moet macho wees. Maar daai dag toe die trane net so in my oë geloop. Dit is belangrik wat die dominee gesê het nie, want die Gees het in my hart gewerk. Daarom, mense hoef nie 'n datum te hê nie, maar my datum 27 Februarie 1974. En daarom verstaan ek wat hier gebeur het met Nikodemus. 'n Fariseer. En daarom is ek opgewonde, omdat die Heilige Gees nog steeds, al is dinge nie so hoorbaar, soos in Handelinge 2 nie, dat God ook met jou besig wil wees, in jou unieke omstandighede. Dalk word jy ook op 'n manier geboelie by die werk, of is daar iets wat in 'n verhouding nie reg loop nie, en jy kyk net teen dit vas, en jy soek die antwoorde daarvoor, maar jy kry die antwoorde nie, maar eintlik wil die antwoord met 'n hoofletter, jy sê, maar daardie goed is nie so belangrik nie. Ek gebruik dit dalk net in jou lewe, omdat ek eintlik met die lig en met die liefde na jou toe wil kom. En Nikodemus het eintlik 'n wonderwerk om soek toe, die Here sy nuuskierigheid gebruik, om vir hom nader te trek. Jy sal weet, wat is dit wat dalk jou laat soek na die lig in hierdie week. Die reeks in hierdie week is Heilige Gees, het jy geweet. Die tema van môre is, het jy geweet. Die Heilige Gees werk meestal in die stilte, ook in jou hart. Nie noodwendig daar waar dit welleidend is nie. In lyn hiermee, het jy ook nie in hierdie week 'n harde ervaring verwag nie. Dis nie hoe God werk nie. Raak in die stilte bewus daarvan, dat hy ook met jou besig is. Dit gaan nie net oor wedergeboorte en bekering nie. Dalk is jy al lankal daai punt verby, waar die Heilige Gees jou nader getrek het soos Nikodemus, en dat jy uiteindelik 'n besluit geneem het, wat die Here eintlik maar namens jou geneem het. Dis hy wat ons help. Soms so tussen hakkies. Ons praat altyd van, ek het my hart vir die Here gegee. Het jy geweet? Dis nie tegnies korrek nie. Ek praat ook so, ek het my hart vir die Here gegee. Jesegiel 36 vers 26 en 27 sê, ek sal jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit jou uithaal en jou hart van vleis gee. Ek sal my gees in jou gee. En ek sal maak dat jy volgens my voorskrifte leef. My gebooie gehoorsaam en nakom. Dis God wat vir ons 'n nuwe hart gee. Ja, ons moet 'n besluit neem, ja. Maar dis God wat ons help. Sodat hy Nikodemus gehelp het. Jy sal weet, wat is dalk daar in jou geloofslewe op hierdie stadium, die saak waarmee jy worstel. Al is jy lankal al wedergebore en bekeer. Natuurlik, bekering is 'n voortgaande proses. Dalk moet die Heilige Gees vir jou in hierdie week daardie antwoord gee. Partykeer het ek het al agtergekom, self as ek in 'n erediens sit, die dominee het dit as 'n minder belangrike sinnetjie in sy boodskap bedoel. Daai sinnetjie
is die een wat jy nodig het. Kom luister. Nikodemus was 'n kerkmens, en selfs hy het die Gees in sy lewe nodig gehad. Die Gees wat op Pinksterdag later daarna ten volle uitgestort is. En nie vir jaar iewers in die wêreld uitgestort sal word nie, want dit was 'n eenmalige gebeurtenis. Maar die Heilige Gees wat in die stilte met elkeen van ons besig is. Kom ons wees daaroor bly, dat Jesus ook in die nag van ons lewens met sy lig na ons op pad is. Amen. Ons wonderlike God, dankie dat ons nie na U hoef te soek nie. Nie in die eerste plek nie. U soek eerstens na ons. En U berei vir ons voor, sodat ons dan ook na U toe wil begin uitreik. Sodat ons ook na U sal soek. En Here, hoe nodig het ons nie vir U in hierdie wêreld waarin ons leef nie. Waar nie die wêreld wild is nie, maar waar ook al hoe minder mense by mekaar kom om U te aanbid. Dankie vir elke persoon wat nou vanmôre ook hier is, Here, dit is U wat vir ons deur U liefde trek. U sê vir ons, niemand kan na die Vader toe kom as hy wat hom gestuur het om U na hom toe trek nie. Trek vir ons baie nader en gee dat ons in hierdie week ook by U sal ontvang wat U weet ons nodig het. Ons bid dit alles in die lieflike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die offergawes is klaar opgeneem. Kom ons sing 'n slotlied. Nou wil ek sommer net ek het 2 liedere opgegee. En die een weet ek het nie 'n lekker wysie nie, so maar ek hoop ons gaan hom nog leer. Ek wens elke gemeente in Suid-Afrika kan lied 443 in Pinkster sing. Dis nie so 'n bekende wysie nie, ons gaan hom nie nou sing nie, maar ek wil graag die woorde net lees. Dit gaan oor wind. Nou, sommer so, het jy geweet, die Ou Testament se woord vir gees is, wie weet dalk wat is die Ou Testamentiese Hebreëse woord vir gees? Ruach. Wil iemand 'n raaiskoot vat, wat beteken ruach, behalwe dat dit gees beteken? Wind. Nuwe Testamentiese woord vir gees is pneuma, Griekse woord. Wil jy raai, wat is 'n ander woord vir pneuma? Wind. Die gedagte is, mens kan ons nie eintlik verstaan hoe werk die Heilige Gees, as jy moet voorstel, die mense in die Bybelse tyd het dit gesien as wind, want jy sien nie waar hy vandaan kom nie, maar jy kan sy werk sien. Hierdie lied, wat ek nou wil hê, die kerk moet hom nog leer vorentoe. Wind kan jy nie sien nie, niemand sien dit raak, maar wanneer ons luister, hoor ons hoe dit maak. Wie kan God se Gees sien? Niemand kan hom sien, maar wanneer ons luister, leer hy ons om hom te dien. Wind kan soveel doen, dit dryf die wolke heen, dit beweeg die see, en dit bring die reën. God se Gees doen soveel, leer ons God vertrou, leer ons om te luister, en op hom te bou. Kom ons sê vir elkeen, bid tot God die Heer, dat hy ons sy Gees gee, dat hy ons sal leer. So mooi beeld die metafoor van die wind.